Melissa Klein is bekend vir haar deelname aan die Kyknet realiteitsreeks Die Brug, maar daar is soveel meer aan Melissa as wat 'n mens op die skerm sien. Met 'n agtergrond in die weermag en 'n sterk sin vir dissipline en deursettingsvermoë, is sy iemand wat weet hoe om op te staan, selfs wanneer dinge moeilik raak. In hierdie episode vertel Melissa meer oor haar geloof, die liefde en ondersteuning van haar familie en hoe sy haar plek op Die Brug gevind het, nie net in die spel nie, maar ook in haar eie lewe. Dis 'n eerlike en opbouende gesprek oor geloof, passie en selfontdekking en oor wat dit beteken om jouself te bly, ongeag die uitdagings. Hier is Melissa se uitspraak. Melissa, baie dankie dat jy tyd gemaak het om met my te gesels op hierdie podcast wat ons noem Uitspraak. Dit is my absolute voorreg om vandag met jou te kan gesels. So baie dankie. Baie dankie vir die uitnodiging. Nee, is 'n groot plesier. Nou, Melissa, jy kom van die Kaap en woon nou tans in Pretoria. Watter deel van jou grootwordjare was vir jou die lekkerste, so jy sê? Wow. Ek sê net gister vir my man, het voel vir my, ek het so gou groot geword. Ek is mos nou die oudste dogter. So als het mos maar nou op die meisiekind gerus in die huis in. So, ek moet sê, my modeljare was vir my die beste tye gewees. Op skool, wat ek pageants aan deelgeneem het, my sport, my vriendinne rondom my. So ja, ek dink dit was vir my iets wat ek nogal gekoester het in my kinderlewe, in my jonger dae. Nou, jou ouers het beide merkwaardige loopbane gevolg. Wat sou jy sê is die grootste lewensles wat jy by jou ma geleer het en dan nou by jou ook by jou pa? Wow, ek begin by my ma Janine Wessel. Sy is 'n onderwyser en sy het 'n baie groot hart. Sy's baie streng, maar sy het 'n groot hart. So wat ek van haar geleer het is dat dit wat jy het is vir jou gegee, maar dit is nie nodig vir jou om net te hou vir jouself, maar ook altyd om te deel. En altyd as jy ekstra het om te gee en te help wat jy kan. Dis wat ek by my ma geleer het. En dan natuurlik my pa, dis nou die militant, die Samuel. So by hom het ek dissipline geleer, punctuality, dat jy weet, jy het 'n sekere way wat jy jouself moet dra, as jy die dogter is van 'n weermaglid en 'n onderwyser as ouers. So, baie dissipline, obedience was daar gewees. Wat ek nou nog eintlik toepas, actually, by my kinders. Dit bring my eintlik by jy weet, 'n volgende vraag. Wat is daai, jy weet, die lewenslesse wat jy dan nou outomaties, jy weet, aan jou kinders dan nou oordra? En wat sien jy nou al in hulle wat jy weet wat jouself herinner aan jou kinderdae? Wow, ek het 3 kinders, 3 seentjies. Ek is die enigste queen in die huis in. Liam is 10 jaar oud, hy raak 11. Eli is 9 nou, 14 Oktober en dan Marik is mos nou 1 Augustus gebore. So ek kan nou nie praat van Marieke, want hy is nou die dag gebore, maar Ja. Kan jy letterlik sien, dit wat ek en hulle pa, Jeremy, in hulle geinstil het, as ek het so kan stel. Die dissipline, jy weet jou dankie en jou ja tannie, ja oom, of please and thank you, my kinders is Engels, die tipe van dinge ook van, ons het hulle vroeg geleer, as jy opstaan, moet jy jou bed opmaak. Maak nie saak hoe verkeerd jy hom opmaak, die feit is, the principle stays. You need to make up your bed. Dit is deel ook van die dissipline wat ons aan daar van die huis in, ook klein goedjies soos, die skorrelgoed was. Hulle is 9 en 10, maar nog steeds, you have to try and do the chore that is given unto you. Maak die erf skoon byvoorbeeld, wat mense daar die blare by mekaar, help jou pa buitekant, vee jou kamer. Ek sê altyd vir my vriendinne, I don't care
if he doesn't do it right, but the fact that he's doing it is already progress to where he's going to Ja. get to. Ja. So, daai is die dinge wat my ouers vir my van 'n jong ouderdom afgeleer het. Dus mos obviously jou dissipline maak jou beter voordat jy by die kamer uitgaan of voor jy by die huis uitgaan. Skorrelgoed is belangrik. Jy moet jou skorrelgoed skoonmaak, which means dit dra by vir 'n cleanliness, né? Is die woord. Dit is Skoonheid. Ja. So ja, Om daai is die netjies te dinge wat wees. ons ja, definitief jou skoolklere, as dit veilig sit dit in die mandjie. Remind vir mami, my skoolklere is nou in die was in. Ek gaan dit Vrydag nodig kry en outomaties mamma moet weet sy moet dan nou in die week nog goed was. Ja, nee, kyk. En so gepraat van jou eggenoot Jeremy, hy is ook in die weermag. So dit is al vir my 'n besonderse ding. Dis soos 'n familie, jy weet, van die army. En hy's 'n senior offisier. Nou, waar het julle ontmoet en hoe sou jy julle reis as man en vrou beskryf? Wel, ons het baie unieke huwelik. Ek breek gewoonlik sê ek het die beste man in die hele wêreld. I got one of the best. Amen. Ons het ontmoet, ons ken mekaar eintlik van basies, ons het op dieselfde jaar het ons basies gedoen. Maar hy het nie nog regtig na my kant toe gekykie. So, maar ek het met ons uitpasseringsparade in Kimberley was my ouers daar gewees en ons het hulle raak gery weer by 'n fulstasie. En ek onthou nog vividly hoe ek vir my ma sê, "Daai is my ouetjie daai, hy weet dit net nog nie." Maar nietemin, so het die jare moet maar nou verbygegaan en hier stap Jeremy in my home unit in, die basis waar ek nou werk. Stap hy in en ek kon my oë nie glo nie en die girls is gaga hier rondom my vir hierdie man wat hier ingestap het nou en ek dink myself dis myne daai. Ja. Soos enige vrou moet maar bid vir haar man, die Here moet maar vir haar man stuur en op daai tyd was ek nog nie gered gewees nie. Ek was nog baie in die wêreld gewees en ek het 1 jaar het ek 'n gebed opgesê en ek het vir die Here gevra, Here, U moet vir my iemand stuur wat my terug kan lei na U toe. Want op my eie voel ek kan dit nie doen nie. Ja. En so waar soos die hemel is. Het ek en Jeremy obviously kennis gemaak en ons het 'n verhouding begin en ja, dis nou hoeveel jaar later, 13 jaar later, 14, 15 jaar later. Ja, so as in 2009 eintlik begin uitgaan. Ja, 2000 en ja, het ons verloof geraak, 2013 getrou en hier sit ons, hy is baie ondersteunend. Hy motiveer my in alles wat ek doen. Hy uplift my. Ek is ook 'n leier gewees van depressie. Ek het baie afdae gehad. Ek het jare gesukkel actually met depression. En ek het nooit op medikasie gegaan nie en Jeremy het my gelei. Dis nog voor die huwelik ook. Het hy my gelei, hy het my gehelp, het my geuplift, hy het saam met my gebid. Jong dae verby gebid. Hy was net hy was letterlik in my lewe in gekoester waar dit vir my gevoel het dat die Here het regtig vir my 'n man gestuur wat my kan uplift en net kan herinner dat you are worth it. En tot op vandag toe ek kan dit nie anders stel nie. Jeremy is die persoon wat vir my sal sê, if that is what you need to do, if that is what you want to do, I'm here to support you. And vice versa. Ek support my man in alles wat hy doen en ek bid vir hom op 'n daaglikse basis. En ek sê ook al vir hom gister, dit is vir my so lekker om te weet dat jy bid vir guns, vir favour in jou man se lewe en jy sien dit. En dit is ons lewe. Ons gebed is vir guns, ons gebed is vir kennis, vir ondersteuning, vir understanding, vir knowledge en net om in die riglyne te loop wat Jesus Christus vir ons gelos het om in te loop. Dit is ons lewe daai. En ons probeer dit uitmodel, nie net vir die mense daar buite nie, maar vir ons seuns, because dis my gebed. My seuns moet dubbel wees
as wat hulle pa is. En hy is 'n goeie voorbeeld vir hulle. Ek kan nie vir jou sê hoe my hart nou net swel van vreugde om al hierdie dinge te hoor nie. Dis fenomenaal en dit is iets wat weet as ons so kyk in die samelewing, dis iets wat skaars is. So die feit dat jy besef die geskenk wat Jeremy aan jou is en wat hy weet jy aan hom is net vir my fantasties en ons loof en dank die Here daarvoor want niemand anders kom hier eer toe nie. Want ek wou van die begin af sê ek is seker Jeremy is jou grootste cheerleader, aanhanger, motiveerder veral spesifiek jy weet met jou deelname aan die brug. En so gepraat van die brug behalwe vir die feit dat jy geweet het, jy weet, daar is soveel ondersteuning vir jou, was daar tog 'n oortuiging in jou eie hart, waar jy weet, een oggend wakker geword het en besef het, maar jy gaan nou inskryf vir hierdie kompetisie, wat nogals uniek is in Suid-Afrika, sou ek sê, oor die algemeen, en, maar toe neem jy toe nou daai besluit, en, wat het toe nou vir jou finaal oortuig, I'm gonna do this thing, jy weet, ek gaan dit nou doen? Weet jy Mark, nee, ek het in 2020 het ek die weermag gedemilitariseer. So ek was in uniform en ek het aansoek gedoen vir 'n pos in civies. En ek was tans eintlik op 'n kursus gewees om 'n offisier te raak soos my man. En ek het gedemilitariseer reeds oor die feit dat ek meer tyd met my familie wil hê by die huis. Want die weermag vat veel baie weg. En 4 jaar later actually, het ek begin voel dat het voel vir my bietjie stil. My fisiese lewe staan stil. Beteken dat ek het nie 'n uitdaging nie. Alles wat ek nou tans doen is so going with the flow, dis in my reach en dis nie 'n challenge meer vir my nie. En ek doen Empowered Voices gewoonlik op Facebook waar ek mense laat hulle stories deel met my en ek vra hulle vrae soos wat jy doen. En ek het vir Jamie interview. En sy het gepraat van die brug en ek het die ding gekykie. Dis nou Jamie van seisoen. Ja, Jamie van seisoen 1. Van seisoen 1. Okay, yes. Okay. Jong, en ek sê vir Jamie, jong, ek sê hierdie program moet gaan kyk en so gaan kyk ek en Jeremy die program en ons kyk letterlik die hele ding amper hele aand deur. En ek sê vir my man, liefie, ek kan dit doen en hy sê vir my, well, do it. En die oggend net nadat ek die boys afgelaai het by die skool, ry ek weer toe en ek is in gebed met die Here en ek sê vir die Here, ek het 'n uitdaging wat ek graag wil aan deelneem, maar ek gaan dit net doen as hy wil hê ek moet dit doen. En hy sal vir my teken moet gee en ek kom by die huis en jy weet hy wat smaak met die show is sommer nou in jou gesig nou. Ja. En Jeremy praat hierdie middag daarvan en ek sê vir hom, okay, kom ek gaan kyk of die ding nou al oop is en ek gaan search so 'n bietjie en wragtig toe sit oop en ek stuur my application in en ek het dit daar gelos, ons het die aand weer gebid daaroor en ons het gesê ons los dit in God se hande. En 'n paar weke daarna toe kry ek 'n antwoord, geluk, hier's deel van die brug seisoen 2. Die volgende gaan nou gebeur en ek was shocked to the core of my being. Amper so, ek het nou nie gedink hulle gaan vir my kies nie. Nee, ek verstaan, want kyk, dit is maar kans en as dit 'n jy weet dis 'n nasionale kompetisie so die feit dat jy as een van jy weet 'n klein groepie gekies word om dan nou deel te neem, dit op sy eie, jy weet is dit al reeds 'n groot jy weet soos hulle sê 'n groot milestone of achievement, daai tipe ding. En toe julle toe nou, jy weet, daar aankom op die eerste dag en ek onthou jy was die een wat hierdie sakkie tipe of wat noem mense dit, jy weet om jou nek gehad het. Toe die res van dit was op die eerste episode toe die res van die span gesê maar okay maar hulle het opgelet maar hulle het nou nie jy weet hierdie ding gekry nie of so iets gekry nie en toe is dit nou jy wat en toe jy dan op 'n later stadium as gekies word as leier vir die groter deel van die seisoen in jou span
toe dink ek, okay, maar daar was, jy weet, daar's hierdie tekens ook van die begin af, in sulke klein goedjies, jy weet, met die feit dat jy toe nou daai spesifieke ding om jou nek gehad het, wat niemand anders op daai stadium gekry het jy weet, op die eerste episode nie. En as leier, jy weet, ek kan nou byvoorbeeld praat van, jy weet, vanaf die perspektief van iemand wat nou gekyk het na die program, en kyk, ek sê dit nou nie net omdat ek nou letterlik nou met jou gesels nie, maar ek het van die begin af, jy weet, daar's 'n koneksie wat jy maak, jy weet, jy kan dit nou nie persoonlik doen met die persoon vir wie jy nou op TV sien nie, maar dis soos 'n koneksie wat jy maak met die persoon in terme van jy kan amper half optel, dis soos 'n frequency wat jy optel, en jy was een van daai mense wat net, jy weet, by wie ek aanklank gevind het in die manier hoe jy net, jou gesig lyk sommer helder en eerlik, jy weet, daai tipe ding, en ek dink die res van die spanlede het dit ook opgetel. Maar vertel vir my, hoe was die ervaring oor die algemeen? Jy weet, was daar enigstens, jy weet, 'n tyd waar jy in jouself getwyfel het, terwyl jy gebou het aan daai brug, fisies op die program? Wow, weet net, nou weer dit so noem, het vat my sommer terug na dag 1 toe. Ja, ek dink ook nou, dis eintlik 'n hele tydjie terug nou al, né? Yes, dit is 'n bietjie baie lank terug. Kyk, die eerste dag wat jy daar aankom, is jy so 'n bietjie senuweeagtig, mos nou, wen jy weet nou nie die mense wat jy gaan ontmoet nie, hoe gaan hulle jou aanvaar nie, en dis tog 'n ding waarmee ek as persoon tog gesukkel het, nog al die jare oor my rejection van my pa, hoe ek gevoel het as sy enigste meisiekind, die kykers weet nou net, byvoorbeeld my biologiese ma en pa is mos geskei, en my ma het weer getrou, so die pa waarvan ek gewoonlik praat is my stiefpa, wat my groot gemaak het. So, as ek sê van, ek was gereject gewees, praat ek van my biologiese pa, wat vir my gevoel het, hy het my gereject, want ek is sy enigste dogter, en dit was die dinge, dit was een van die redes hoekom ek ook die brug wou gedoen het, is om oor daai ding te kom van, overthinking, is people gonna really like me, are they gonna accept me for who I am, en ek noem myself baie plat op die aarde, en ander mense sal weer sê, but, as jou gesig sê, sommer mens moet ek jou pad uitbrei, en dan dink ek is net nie daai mensie. Maar om terug te kom na die punt toe, daar was baie dae gewees wat ek gevoel het dat, am I really worthy to be here? En doen ek regtig so goed soos wat ek in myself voel? Kyk, as 'n gedeelte in 'n mens en wat dit vir jou voel dat you are on the right track, jy's op die regte pad, jy maak die regte besluite, dit is in lyn met hoe God vir jou die instruksies gegee het. Maar dan kom maar ook daai twyfeling in jou in. Die twyfeling van, daar word gekookus aan die een kant en jy let dit op. En dan voel jy bietjie daai twyfeling in jouself in. Maar is iets wat ek ook moes geoorbrug het. I had to bridge that as well. Yes, die vriendelikheid van die ander spelers op die program op dag 1 was oorweldig. Dit was a lot, iets wat ek nie ken in my alledaagse lewe nie. Jy weet, as jy as vrou in 'n manlike dominante werksomgewing werk, is dit party dan moeilik om jouself te pleis, maar dan kom Jeremy weer in my engel, wat hy altyd vir my sal sê dat you need to walk life with emotional intelligence. Moenie nog dink wat hulle van jou dinkie, but think positive about yourself and then assess the situation where you are in. Hulle kan jou niks maak nie. If you in the position to speak the truth, you speak your truth. They're gonna have to accept it or not accept it, but that's on them, not on you. So, daai overthinking moes ek ook laat gaan het, en ek, op 'n mate het ek, vir ander mate nie. Die leier-eienskap, of die leier posisie wat ek ontvang het, was vir my, ja, die hartsnare het baie getrek daar. Verskriklik baie. Ook oor die feit dat mense iets in my gesien het wat my van geen kant af ken nie. En hulle my gekies het om 'n leier te wees. Dalk was dit 'n strategie, dalk nie. Want
I'm a born leader. That I know. Today I know that I'm a born leader. But I needed to look myself in the mirror and I had to say it to myself and believe it. Now it's getting real. Getting real, yeah. Melissa. Mr. L. Mr. H. Corporal Melissa. Twee. Melissa. Wow. Melissa. Melissa Gilbauer. Wow. Dit raak vir my baie emosioneel. Wetende dat iemand iets in jou sien wat jy dink mense nie in jou sien nie. Dit was vir my 'n wow moment. Dit was my baie trots oomblik vir myself. 'n Hoera, like. Ek dink baie geluk Melissa. En even toe ek die brug gekyk het, was daar soveel scenes gewees wat vir my gevoel het like, wow, ek het myself hier so gesien nie. Maar is ek wat op die TV is. So die confirmation wat die Here ook vir jou kom gee, dis amper so, hy het letterlik die brug gebruik om vir my die weerkaatsing te gee van wat hy ook in my sien. You are worthy. Jy kan dit doen. Jy kan oor sekere dinge in die lewe kom. And so what? If they don't like you, I didn't make you for them to like you. I made you for my purpose. For you to have grace. For you to be worthy. For you to do the work that I ordained you to do. En is 'n moeilike pad om te stap, Mark, as jy jouself so afgepraat het jare lank. En jouself eers geaccept het. Dis is 'n baie moeilike ding en is 'n ding wat ek baie vinnig moes oorkom het, want ek maak seuns groot. So as my seuns sien dat hulle ma haarself afpraat of nie haarself worthy vind nie, hoe kan hulle eendag hulle vrou in die oë kyk en vir hulle vrou sê, but you are worthy? So ek moet hy voorbeeld ook gewees het, even op TV, en dit was vir my baie oulik gewees, van die boys as hulle so gekyk het, it's like, that's my mommy, that's how I know her. Wow, yes. Voor ons nou na die einde van die seisoen beweeg en hoe dinge toe nou op die ou eind, uitgewerk het. Iewers in die middel, moes jy ook maar, met daai amper half, as iemand nou nie saamgestem het met jou manier van dinge doen as leier nie, was daar, of een van 'n teenkanting of so. Maar ten spyte daarvan het jy nog steeds 'n baie teer oomblik gedeel met een van jou medespelers, een van die vroulike spelers, Wilriska byvoorbeeld. Waar, ek weet nie of jy daai kan onthou, waar jy langs haar gaan sit het op die bankbed, en jy was net daar vir haar. Jy was net daar vir haar en as 'n skouer, 'n skadu of wat ook al, maar dit was een van die dinge wat ook vir my nog 'n kant van jou gewys het, wat net vir my 'n groot inspirasie was. Want soms loop mens hierdie pad, jy lewenspad, en jy deel met so baie dinge, maar dan is daar nog steeds hierdie konstante kritiek wat jy kry van die samelewing, van mense in die openbaar, iemand in 'n Checkers of 'n Pick n Pay, jy weet, en die feit dat daar een persoon is, al is dit net een, wat nader kom en net vir jou sê, ek is hier as jy nodig het om te praat, of ek is net hier om vir jou te wys, jy is nie alleen nie. Ek dink daai tipe goed, dis vir my uiters belangrik, maar ook net baie spesiaal. So ek wil ook maar net vir jou salute, vir daai act of kindness wat jy dan nou daar uitgebeeld het. Ons weer is moeilik. So. Ek het nie gesê dis moeilik nie. Nee, maar ek sê ek kan niks sê nie, want ek het niks om julle te sê. Okay, we take that.
Nee, ek het rarig, ek het niks meer te sê nie. Ek kan my indink hoe sy voel. Dit voel sy behoort nie by Suidhuis nie, sy behoort nie by Noordhuis nie. En dis 'n gevoel wat ek maar baie goed ken. Aanvaarding is vir my baie groot ding. 'n Groot gedeelte in my hart, waar altyd net die ervaring van my eie pa ook gehad het. En ek dink, dit is die rede hoekom ek weet hoe dit voel as jy nie geaanvaar is nie. Nader aan die einde of teen aan die einde nou van seisoen 2. Jy weet, volgens hoe ek nou die storie bekyk, is jy as dit ware die naaswenner van die brug. En as ons nou dink aan die dag toe jy nou ingeskryf het jy ooit gedink op daai dag dat jy tot op daai punt, jy weet, dit sou maak? Maar toe ek my gebed sê, toe ek bid aan die Here, het ek vir die Here gevra, sou hy my stuur op die brug, dat hy my op die laaste dag eers sal laat huis toe kom. So, die Here was getrou geweest en hy het my gedra deur die hele program. Elke dag was dit 'n meeting geweest saam met ek en die Here, Koning Jesus Christus. Ek het elke dag met my Bybel gesit, ek het elke dag het ek gejournal. So, ek het nie die kompetisie ingeskryf vir Melissa alleen nie. Ek het die kompetisie ingeskryf as 'n wissel wat God kan gebruik om vir mense te wys wie Melissa is, maar nie vir Melissa nie, om die Here te glorify in dit in. Soos jy genoem het van die gedeelte van Wilriska, ons weet nie waardeur mense gaan op 'n daaglikse basis nie. For as much as wat Wilriska outspoken was, het sy haar seer toegehou. En daai oggend het ek so geworstel, en ek vra vir die Here, wat kan ek doen om haar net 'n bietjie beter te laat voel, because ek recognize sekere dinge wat ek ook het, en wat ek ook my deurgaan. En die Here het my gelei om, alhoewel almal iets te sê het van haar, rather go and wees net hy skouer vir haar. Laat weet van jy is daar as sy nodig het om te praat, don't overcrowd her. Sy wil nie vasgehou wees nie, sy wil nie geneig wees nie. So just let her know that you are there. En tog het die mooiste verhoudings daar uitgekom in elk geval. So Melissa was op die kompetisie of op die brug gewees, nie vir haarself nie, maar vir God om haar te gebruik om te wys wat 'n normale plat mens kan wees. En om terug te kom na die naaswenner toe, daai was my 'n winning moment. Om met jou eerlik te wees, daai was my winning moment geweest. Toe my naam 2 keer genoem was, saam met Hero Messina, was dit my eerlikheid, Melissa, kleerlingkind, platkind, Janine, Wessel se kind, eerlikheid, hoe ver jy gekom, jong? nee, beslis. Dit was 'n celebration moment vir my geweest, die trane het geloop, en vir soveel blydskap dat ek het uitgehou. Ek het geveg, van daar was David, ek gevoel het dat, woud sommer vir my af, man, dat ek huis toe gaan, ek mis my kinders, ek mis my man, ek mis my lewe, I've had enough of the social experience, en dan bring die Here vir jou net weer terug, en hy sê, but you didn't come here for yourself, you came here to glorify me. En ek moet vir jou sê, dat die Here het my so magtig gebruik, tussen die spelers ook, vir wie ek kon motiveer. Hulle kan self van praat, dit is nie vir my om te sê nie, maar het was wonderlik om te kon sien die hand van die Here tot op die program. Dit was vir my wonderlik. Met die tweede stem kan ek in eerlikheid vir jou sê dat ek het geen teleurstelling gehad nie. My hart het gejubel en gejuig vir die feit dat Jeremy was die regte persoon geweest, en ek was regtig baie bly vir hom geweest. Melissa, my leier, ek sou nie dit kon doen sonder jou nie, en ek wil vir jou seën met 'n 65 kom. En jy verdien dit. Hey, dankie Jeremy. Dankie vir jou. Jy's 'n wonderlike mens. I will be there rooting for you all the way. Toe hy die bedrag genoem wat hy vir my gaan gee, was dit
a heart-dropping moment. Dit was vir my iets amazing. Nee, dis iets om oor te rejoice, soos wat die woord sê. Absoluut. En jy weet, een van die betekenisvolle jy weet, bedoelings agter jou, die feit dat jy deelgeneem het aan die program, het ook te maak nou met daai verwerping en die pad tot, jy weet, na genesing en vergifnis vir jou biologiese pa, veral in daai opsig. Ek ken daai tipe verwerping spesifiek, jy weet, ook van 'n vaderlike figuur af en sovoorts. Maar ek kan nie meer indink die seer wat jy ervaar het toe jy dan nou jy weet, ek het gaan lees, jy het gestap fisies. Jy was tot, jy weet, aangesig tot aangesig met jou pa, en daar was net hierdie muur wat opgekom het. En wonderbaarlik het die brug dan ook op jou pad gekom, soos wat die Here jou gebede beantwoord het, en dan nou vir jou daai ek wil amper sê jy weet, verlossing gegee het van dit wat jou wat hou vas op jou gehad het, emosioneel in jou hart en die pad wat jy gestap het. So wat, jy weet, hoe gaan dit met jou vandag in daai opsig? Ja, Mark, om eerlik te wees, nadat die brug geskiet is, jy weet, dit word ons al vooraf opgeneem, en ons het gekommunikeer, ons het gechat, hy ken nie my kinders, hy het nie verhouding met my kinders nie, ek hou maar my kinders, ek beskerm hulle maar basically, as ek het so kan stel, maar hy sal vra van hulle, ek sal vir hom sê, hoe gaan dit met hulle, hy sal my status sien, hoe groot hulle is en wat ook al. En natuurlijk het die brug begin. Ja. En obviously die brug met Melissa begin, en waar Melissa ons nou sê, dat sy voel dat sy was verwerp deur haar pa. En dieselfde aand wat die brug met ons speel, kry ek 'n boodskap, en hy sê, hoeveel waarheid steek daarin? En ek wys vir my man die boodskap, en ek sê, dit is vir my so snaaks, nee, om te weet dat jy kyk iets op die TV en onmiddellik voel jy konflikt dit in jouself om vir jou dogter 'n boodskap te stuur om te vra hoeveel waarheid steek daarin. Ek het nie gesê jy het my verwerk nie. Ek het gesê dat dit vir my gevoel my pa het my verwerk. En dit daar's 'n verskil, want wat jy as pa voel en wat ek as dogter voel is twee verskillende dinge. But we can both agree on one thing. You were not there for me. You did not raise me. Daar was tye gewees wat in my kinderjare wat ek weg moes gegaan het vir 'n modelkompetisie in Jonkershoek, en hy hoog en laag beloof, hy gaan daar wees, hy gaan vir my uitvaart om 'n rok te kry vir die kompetisie, en op die dag wat ek actually moet vertrek Jonkershoek toe, het hy nie eers uitgekom nie, geen verskoning nie, geen niks nie, nothing at all. Gelukkig het my ma en my stiefpa al reeds vir my 'n rok gekry, omdat hulle ken al die patroon mos nou. En dan, die gedeelte wat ek gedeel het op die TV is my oom se begrafnis gewees, en ek is respekvol groot gemaak, so ongeag hoeveel keer my pa my seer gemaak het, as ons in dieselfde plek was, het ek hom gaan groet. So ek vat toe nou die opportunity, en ek vat my twee seuns saam met my man, en gaan na hom toe, en mind you, die extended familie het altyd my geblameer, ja, maar jy respekteer jou pa nie, jy is die kind, jy moet jou pa vergewe, jy's dit, jy's dat, jy's wat. En daai goed het by my gebly. Maar kyk net hoe mooi werk die Here daai dag, nee. Ek gaan na hom toe, en ek gaan groet hom, ek sê vir hom, hallo daddy, hoe gaan dit? Hier is my man Jeremy, my twee kinders, en my pa kyk nie eers na my rigting nie. En for as much as wat ek daar, for a moment het dit vir my gevoel, ek staan en vries, because ek staan, hier's familie rondom my, hier's vreemdelinge rondom my, maar maak jy sal nie glo nie, nee. Almal het gesien wat Melvin Sant, my pa, aan my gedoen het daai dag. Almal. En daai dag, sy broer, my ankel, wat soos 'n pa is vir my, het onmiddellik sy vrou gesê, ons klim in die kar en ons ry. Ek
ek wil niks met my broer te doen hê nie. Al die jare was Melissa geblameer en dit is wat haar pa heeltyd aan haar gedoen het. En ek het baie gehuil daai dag. My ma was buite haarself gewees kwaad. My broer het my gesê, weet jy wat Melissa, almal het nou gesien wat hierdie nou gedoen het. Almal verstaan nou hoekom jy jouself so beskerm teen hom. En ek het ingegaan, my man was daar, het my ondersteun en begrafnis was klaar gedoen. Ons het gaan kuier by die aftertears nou outomaties en almal vra vir my, "Hi Melissa, is jy alright?" En vir 'n wyle dink ek by myself, julle sien dit vir die eerste keer. Ek het groot geraak met daai tipe disappointment. Ek het groot geraak met dit. Die disappointment, die I will be there for you when you are never there for me. Hoe kan ek my kinders, en ek dink die Here neem my kwaadlik nie. Hoe kan ek my kinders aan jou voorstel as jy nie 'n oupa vir hulle kan wees nie? En ek is die enigste een met seuns. Ek het 3 seuns, my broer het meisies. Jo, kyk nou net daar. Wow. Ja, met sy generasie het stop sy van by sy seuns. O ja. As niks aan nie. But God willingly kom daar enetjie wat sy van kan verder vat van een van my broers af. Ja, en ook net restaurasie in sy hart. Ons kan net hoop en bid vir die beste vir hom, jy weet, as 'n individu. En net voor ek by die laaste 2 vrae kom, wil ek ook net vir jou sê, jy dis ook nog 'n manier hoe jy my inspireer as, jy weet, vir die voorbeeld wat jy stel, nie net vir jou eie seuns en jou eie gesin nie, maar ook vir enige iemand wat die voorreg het om met jou te kan connect. Want ek het nou vir jou verduidelik, byvoorbeeld in my op my lewenspad was my biologiese pa is 'n tipe van ek kan 1000 voorbeelde in my kop dalk, jy weet, imagine van hoe hy kan lyk of jy weet hoe hy is en wat ook al, maar dit was snaaks genoeg nie die grootste uitdaging vir my nie. Die grootste uitdaging in my eie lewe was my stiefpa. En gelukkig, jy weet, dis my so awesome om te hoor dat jy 'n stiefpa het wat jy weet, vir jou 'n ware, jy weet, vadersfiguur is. Waar ek nou weer aan die ander kant ook nie 'n goeie ervaring gehad het met my stiefpa nie. En ons is, my ma het 3 kinders en nie een van ons is sy, jy weet, kind nie, maar hy het nie kinders nie. Maar dit was jy weet, net in 'n neutedop, dit was 'n baie moeilike en ongelukkige en 'n negatiewe jy weet, grootwordjare. En ek bedoel, ek was 5-6 toe hy in ons lewens gekom het. So hy kon 'n groot impak in my lewe gemaak het, maar hy het nie daai geleentheid, hy het nie geweet hoe nie. Jy weet, daar's kom maar 'n storie agter dit, I suppose, maar vanaf daai tyd af was hy jy weet, probeer streng wees, maar ook negatief, jy weet, in ons met ons 3, maar met my is dit asof hy 'n persoonlike vendetta gehad het. Daar was iets wat hy net nie aan my kon vat nie, en hy enige ding wat ek gedoen het, ek kon nie asemhaal nie, ek kon nie badkamer toe gaan of ek kon nie kombuis toe gaan of 'n lig aansit nie, alles was 'n probleem. Alles was 'n probleem. En die feit is, tussen my broer en my suster was ek die een wat actually, jy weet, ek was die uitblinker op skool, ek was die gedissiplineerde kind, die rustige kind en al die goed, maar hy het net konstant hierdie probleem met my gehad. So dit was nogal nie vir my 'n lekker ding gewees met die feit dat ek nie 'n pa het nie, maar hier kom hierdie ander man wat 'n geleentheid het om 'n beter impak te kan maak op my lewe, en hy doen dit nie, want hy kan dit ook nie doen nie, hy weet nie hoe nie. En toe ek soos wat ek ouer geword het, het ek nog altyd vir hom probeer erkenning gee, net vir die feit dat hy hierdie man in die huis is. En hy het dit gesien, maar dan, jy weet, dan het hy in sekere opsigte het hy jy weet, emosioneel geraak en gedink, maar okay, weet, ek doen hierdie moeite, maar hy kon dit nooit ophou om so te wees. Dis maar nou wat hy dat ons soort van net civil kan wees met mekaar, maar ons gaan nooit 'n bond hê, soos wat mense dalk kon gedink het nie. Maar in elk geval, so jy is my net so groot inspirasie. Kan ek jou vra, is jy die oudste? Ek is die middel, ek is die middel tussen my, ek is in die middel, ek het 'n ouer suster, dan daar's ek in die middel, en dan my broer is die jongste.
Okay, it Ja. kind of makes sense then. Okay, nee, ek kan dit sien. Sorry, ek het nie daai tipe brein of die way wat ek is. Ek analyseer altyd als jy is jou ma se eerste liefde as 'n manlike. Nou verstaan ek wat jy bedoel. Ja, ja. Ja, kyk, dit kan ek ook vir jou sê. Kyk, vir altyd ek klein was, nê. Dan het ek altyd vir my ma, ek weet nie waar ek dit geleer het, maar dan het ek altyd vir my ma gesê dat sy moet onthou om my 'n nagsoentjie te gee. Ek was nog 7, 8 jaar oud, jy weet, daai tyd. En dan sê ek vir sy moet vir my ek sou daarvan gehou het as sy een van daai ma's was wat byvoorbeeld vir jou 'n storie kom lees of iets soos daai, maar jy weet, sy was nou net nie daai tipe persoon nie. Maar dan het sy tog, jy weet, gekom om vir my nou die nagsoentjie te gee as ek nou vir haar herinner, jy weet, voor ek gaan slaap. You were the one that reminded her of affectionate. The affection. Bonding, closeness. Ja. You stepped in where you wanted to be. Ja, so dis maar een van die vele dinge. Sure. Maar ek dink is vir my is dit 'n ding van ek sê altyd wat verwerping vir my geleer het is dat die Here het my 'n man gegee om vir my te wys wat 'n pa en sy kinders is. Alhoewel ek tog 'n stiefpa gekry het wat my liefgehad het soos sy eie. Maar het God vir my die direkte pa met sy kinders gegee. Verstaan dat daar is tog so 'n fyn lyn. En dit is vir my wonderlik om te sien hoe 'n pa met sy seuns kan wees. Jy weet, die lering gee, die liefde toon, tyd insit. Kort voorbeeld wat ek vir jou kan gee is dat my man het gisteroggend letterlik teruggekom uit Luatla uit en hy het tyd gemaak om met sy kinders te wees. Hy het nou vanmiddag uit die werk het gekom, hy het my gou vinnig uitgeneem. Hier is hy terug en hy is nou net met sy kinders. Hy baan want môreoggend vroeg is hy op die pad weg vir 2 weke. Ja. So hy sit hy tyd in, hy maak nie 'n fout om hulle te laat voel dat daar moet 'n leemte is nie. He's there. He's always constantly positively there. Even met disciplining, even met scolding om hulle reg te help. Alhoewel jy hulle met 'n ysterhand groot maak jy hulle met 'n groter liefdehand groot en onder die lering van Jesus Christus ook. Hulle sê mos buig die boompie terwyl hy jonk is, nie altyd met die hand nie, maar ook met jou mond. Absoluut. Korrek hulle waar hulle verkeerd is, gee hulle die liefde. Correct them with love, sal hulle altyd sê. Ja, absoluut. En nee, dit is soos hulle sê 'n riem onder die hart. Dit is iets wat enige persoon moet kan nastreef om daai voorbeeld te volg. En ons samelewing het baie hulp nodig. So waar. Baie. Sure. Nou ja, ek moet so sê ek geniet hierdie gesprek so baie. Maar daar is 'n ding soos tyd. So kom ons bring hom gou hoe sê hulle, kom ons bring hom huis toe. Nou jy beoog ook nou, jy weet, na die brug. En dis ook seker iets wat lank terug ook al in jou gedagtes was, maar jy beoog ook om deel te neem aan die jy weet Miss South Africa in 2027. Hoe berei jy jouself voor? Jy weet, hoe berei jy jouself voor vir so iets en wat wil jy graag, jy weet, daardeur bereik aan die einde van die dag? Wow, jy is korrek. Dit is 'n ding wat in my hart en was as 'n baie jong klein dogtertjie. En ek het baie betrokke geraak by dames wat deelgeneem het in die Mevrou Suid-Afrika. En om by jou vraag uit te kom van hoe berei jy voor is gebed en vasting, wat ek wil bereik in die journey wat ek wil deelneem in, is dat dis nooit te laat vir enige vrou nie om haar waarde raak te sien nie. And also to always rise, even when it feels that you are flat down on the ground, know that you can rise with God on your side. En ook iets wat baie na in my hart is die feit dat as jy kyk in die boek van Esther,
jy kan dit sien as 'n pageant preparation. Wow, ja. Esther het wragtig vir 12 maande lank moes sy voorberei het voordat sy ingestap het vir die koning om haar te kies. So, my secret weapon is prayer and fasting and to learn everything that you need to learn. Maar die grootste ding wat vir my uitstaan vir die platform wat gebied kan word is dat restoration of identity. Ek glo daarin dat baie vrouens, baie mans, baie jong manne en girls verloor hulle identiteit deur verwerping, deur naysayers, deur social media, deur ouers wat nie hulle kinders raak sien nie of net daar is vir hulle nie. Diegene wat in dwelms verval het en nie meer weet wie hulle is in die lewe nie. Ek wil die platform gebruik om hulle te herinner dat God is daar vir een en elkeen van ons. Maak nie saak hoe ryk jy is, maak nie saak of jy middelklas is, maak nie saak hoe gebroken jy is, hoe arm jy is. God can turn any situation around for his good. Amen. You only need to give him a chance. En ek wil daai voorbeeld wees vir Suid-Afrika. En God willingly beyond that, that there is a thing such as restoration of identity. Accepting who you are, but building on to who God ordained you to be. Daai is my boodskap wat ek graag wil uitgee. Grappie, my seun vra my vanmiddag, "Mommy, can I ask you a question?" En ek sê, "Jessie, wat nou weer?" And he's like, "No, I just want to know, are you going to be Mrs. South Africa next year? Or when again?" En weet dit is so 'n riem onder die hart vir my, want hy sê nie, "Are you gonna be nie?" Hy sê, "When are you going to be?" Meaning that hy is speaking it into existence, that I am gonna wear that crown. En ook daai ding van, ek sê dit altyd vir mense buite, if you do not manifest what you have prayed into, then don't go for it. Maar wees ook op die uitkyk dat, for as much as that you believe that you will wear the crown, know that you're already wearing the crown. Menende, al kry ek nie die kroon 2027 November maand nie, weet ek dat God het al reeds 'n kroon op my kop gesit, en dat waarvoor hy my gestuur het tot die einde gekom. Ons kan mos nie dinge doen sonder God se toestemming nie. Only God can prepare you for what he wants you to do. En as hy nie wil hê ek moet dit doen nie, sal dit nie gebeur nie. So ja, 2027 is die journey wat ek gaan inklim. Ja, absoluut. En die Here is jou kompas deur dit alles. Melissa, baie dankie. Wat 'n voorreg. Ek soos ek jou sê, my hart swel van blydskap, van vreugde, van net utter inspiration. Dit is vir my so wonderlik, en hierdie oomblik in gesprek saam met jou is iets wat my altyd sal bybly. Gelukkig, jy weet, met tegnologie kan mens hierdie goed nou opneem, jy kan hom op YouTube plaas, so dan kan jy altyd teruggaan en gaan kyk of so, maar eerlikwaar, baie dankie. Ek wens vir jou net die beste toe, en so ook met jou platform Empowered Voices. Dis natuurlik, mense kan op jou Facebookblad gaan kyk daarna en jou volg, en ook net weet dat daar altyd 'n silver, jy weet, soos sê, silver lining, maar ook daar's altyd iets om te ontvang. Jy weet, iets goeds om te ontvang, en iets wat jy dan ook kan oordra, jy weet, aan ander. So nogmaals baie dankie. Is 'n groot plesier, maak, en baie dankie dat jy uitgereik het om dit saam met te kan doen. Dit is wonderlik, dit is vir my net so inspirational. Ek moes jou gaan opsoek het. Ja, ek is So ja, dit is 'n baie goeie platform wat jy ook het, en ek wens jou alles sterkte toe, en ek bid dat die Here jou meer mense op jou pad sal stuur, die regte mense op jou pad sal stuur om jou platform te kan verryk.
en dat God ook jou platform nog groter kan maak vir jou. Ek bid ook dat die Here jou sal guns toewens en net vir jou al die kennis kan gee en die verstandhouding om met mense te kan kommunikeer. Ek meen, jy doen dit absoluut baie goed. Dis dinge wat ons ander nog moet leer. But you are flowing you are flowing and I can see the grace of the Lord Jesus Christ that is flowing over you, and that the favor of the Lord will always be in front of you, over you, next to you, and surrounding you. En ook die magazine, as ek dit nie mis het nie, laat dit hoogtes bereik. Laat dit net hoogtes bereik. Amen. Met God. Amen. Let God be the driver and everything will be sorted out. So baie dankie, Mark. Ek waardeer dit regtig baie. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om hierdie episode saam met ons te geniet. Sluit gerus weer by ons aan vir die volgende uitspraak.